Met God spring jy. Ek lag vir myself hoe versigtig ek deesdae is om hoër as 'n trappie te spring. En selfs daardie hoogte om van 'n klein trappie af te spring maak my benoud. Want na 'n groot rugoperasie is 'n mens eintlik baie versigtig, want dit neem nogal lank voordat jy heeltemal reg voel en natuurlik wil mense dit nie opvoeter met dom goed nie. Maar hier is die interessante. Mens kan ongelukkig ook toelaat dat jou liggaamlike versigtigheid en begrensing jou gedagtes en gemoed, met ander woorde, jou sogenaamde mindset, negatief kan beïnvloed. Daar's daar wat doelwitte vir jou kan voel soos 'n muur wat tussen jou en die ander kant te staan kom. Dit voel te hoog, dit voel te onwaarskynlik, dit voel te veel. Dis 'n sulke tye waarin Dawid ons herinner dat ons steeds van binne kan oorwin met God se hulp. Hoor sê Dawid, wat onder andere die muur, as ek dit so kan stel, vir Goliat voor hom te staan gekom het en hom oorwin het. Hy dig in Psalm 18 vers 30. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Met God, met ander woorde, spring jy. Met God se hulp kan jy aandurf wat vir jou andersins oënskynlik onmoontlik lyk. Duckworth se navorsing wys dat mense wat volhard begin nie noodwendig die sterkste nie. Dis eerder die mense wat glo struikelblokke is deel van die proses en nie die einde van die proses nie. Dis hulle wat juis bly volhard. Nou in 'n wêreld waar oorloë soos ons nou die laaste tyd sien, feitelik oornag uitbreek, soos iemand dalk 'n punt wil maak, waar tegnologie dreig om sekere werke oor te neem, waar mense onder finansiële druk leef, kan dit vir baie mense voel, ek het voor 'n leer vyhandige soldate te staan gekom, en hulle ervaar dit as 'n muur tussen hulle en hulle doelwitte. Maar met God se wysheid, volgens Dawid, kan jy die volgende tree en vasdraplek sien, en jy kan spring. Bid eenvoudig, Here, wys my, en God sal inderdaad, en dan neem jy daardie sprong, al is dit nie hoër as 'n klein trappie nie, of gee die volgende tree, al is dit net 'n halwe tree, maar so met God spring jy. Jy het geïnspireerd.